Goeiemôre, broers en susters. Dit is vir my goed om hier te ontmoet vanoggend. Ek sal nie sê dit is heerlik, dit is vir my goed. Jy sal met ons ook vandag 'n lewe kom herdenk en kom gedenk met iemand wat vir ons baie kosbaar was, vir elkeen van julle, of dit 'n vriend was, 'n familielid of 'n pa, of 'n man, of 'n oupa. Ons kom gedenk vandag sy lewe. So namens my, namens Mystery Familiekerk, vir julle in die besonder aan Julie en julle twee seuns, Rowan en Lizaan, baie sterkte ook vir julle, namens ons ook. Geliefdes, vanoggend gaan ek vir ons begin met 'n gebed, en nadat ek amen gesê het, gaan ek vra dat u staan, spontaan, dat ek die fotum en die seëngroet hanteer. En dan, as ek daarna amen gesê het, kan u weer sit. En dan sal ek vir u die res van die verloop so aandui, soos het ons aangaan. So kom ons sit net so, en dan met ons saam. Driemaal heilige God, Here, wanneer ons vanoggend hier kom stil word, dan erken ons, Here, dat ons gemoed onrustig is, dalk in 'n sekere sin deurmekaar is, ook dalk so 'n gevoel van moedeloosheid en bekommernis in ons het. Here, want ons is tot hier gebring vanoggend as gevolg van 'n hartseer gebeurtenis. Iemand vir wie ons lief was, iemand wat 'n groot rol in ons lewe gespeel het, is weggeneem van ons af. Here, ons kan nie anders as om hartseer te wees nie, ons kan nie anders as om ook verlange te hê nie. Daarom kom lê ons dit bloot voor u vanoggend, Here. Kom plaas ons dit by u voete neer en kom vra ons, Here, dat u ons gemoed sal rustig maak. Dat u kalmte in ons harte sal bring en dat ons vir hierdie paar oomblikke in die woord sal deel, maar ook sal ervaar hoe u Gees ons vul. En ook daardie leemte kom dring deur u liefde en u genade. Here, help ons om vanoggend die wêreldse dinge, die dinge wat skeiding maak tussen ons en die een kant te plaas. Ons vir hierdie paar oomblikke sal onthou en herinner sal word aan Adrian se lewe, maar meer as dit, dat ons ook sal onthou dat u reeds die lewe vir ons gebaan het, deur die dood van u Seun, Jesus Christus. Amen. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Dus die familie het gevra dat ons deur die erediens dalk met u deel sekere liedere wat vir hulle kosbaar was en ook vir oom Adrian kosbaar was. En daarom gaan ons nou geleentheid gee dat u rustig kan sit en ook kan luister na die lied van Josh Groban, You Raise Me Up, waarna die skriflesing dan sal plaasvind. So 'n paar oomblikke, ons gaan luister ook na hierdie lied. Jy bly net so sit terwyl jy daarna kyk en luister. Dit is gewoonlik hoe dit werk. Alles is reg.
En dan tree daar iets in. Marcus, moenie bekommer nie, trek tot net eers uit en begin weer voor. Ekskuus julle. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy
Liefdes, vanoggend se skriflesing kom uit Spreuke 4 vanaf vers 1 tot en met vers 27. En Adrian en Stoffel, as julle gedink het, hierdie was emosioneel geweest, gaan hierdie julle nog dieper tref. Christel en Ruben, vir julle verhaal, met julle pa, met julle praat, en elkeen met die pa en 'n seun is, 'n ma en 'n dogter is natuurlik nie uitgesluit vanoggend nie, maar dit wat julle vanoggend hier gaan hoor, kan ek myself indink, oom Adrian was 'n groot man geweest, ek het hom gesien, en hy sou julle toe ook so onder sy duim gehou het. Ek dink dit was altyd vir hom maklik geweest nie. Maar hoor dalk as Salomo met sy seun praat vanoggend, hier uit Spreuke, en hoor julle hom dalk raak vanoggend. Kinders, neem die opvoeding wat 'n Vader julle gee ter harte, slaan daarop ag sodat julle kan leer wat insig is. Want wat ek julle leer is goed. Moenie die onderrig wat ek gee versmaai nie. Ek was ook een keer 'n kind, my moeder se oogappel, haar enigste. My vader het my toe ook geleer en vir my gesê, wat ek jou sê, moet jy vashou, my voorskrifte moet jy uitvoer, sodat jy werklik kan lewe. Sorg dat jy wysheid bekom en insig. Nie my woorde vergeet en daarvan afwyk nie. Maak die wysheid jou metgesel, dit sal jou beskerm, as jy dit liefhet, sal dit jou veilig bewaar. Die wysheid kom eerste. Sorg dat jy wysheid bekom, gee alles wat jy het om insig te kry. Slaan dit hoog aan, dan sal dit aan jou aansien gee. Dit sal jou 'n man van betekenis maak, as jy dit vasgryp. Dit sal jou lewe versier, dit sal vir jou 'n suurlike kroon wees. Luister my seun, en aanvaar wat ek jou sê. Dit sal jou lewensjare baie maak. Ek sal jou leer wat die pad van die wysheid is, en jou die regte koers laat loop. As jy loop, sal daar niks in jou pad wees nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie. Hou vas in wat ek jou leer, moet dit nie laat los nie. Bly daarby, want dit is jou lewe. Moenie agter die goddeloses aanloop nie, vermy die pad van slegte mense, los dit. Moenie daarop loop nie, draai weg, vermy die slegte mense. Hulle kan nie slaap as hulle nie kwaad gedoen het nie. Hulle lê wakker as hulle nie iemand se ondergang bewerk het nie. Misdaad is hulle kos, geweld hulle drank. Die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig, wat groei en sterker word, tot dit heeltemal dag is. Die pad van die goddeloses is soos donker. Hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. My seun, hoor wat ek vir jou sê. Luister goed na my woorde. Moenie dit vergeet nie, hou dit altyd in gedagte. Want dit beteken lewe vir die wat daarna luister, 'n volle lewe vir hom wat dit besit. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Weerhou jou van leuns, moenie mense mislei nie. Hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Nie links of regs wegdraai nie. Weerhou jou van die verkeerde koers. Ons lees net tot sover met die woord van die Here vanoggend. Gelukkig is elkeen wat daaruit lees en dit glo, en ek elke dag daarvolgens probeer leef. Vers 23 is die teksvers vir die prediking. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Liefdes, bly 'n groot uitdaging om iets so aan die einde van iemand se lewe te sê, en dan al die herinneringe in een erediens bymekaar te bring. En dalk as julle vandag gaan saam kuier, gaan julle dalk meer tyd hê om te deel wat oom Adrian vir julle elkeen beteken het. Op 'n besonderse manier. Maar ek kon sekerlik vanoggend, nadat ek Spreuke 4 gelees het, eintlik maar gesê het amen. Want dit is presies wat 'n preek verstel is om te wees.
verduidelik van waaraf die raad kom, verduidelik waar die vertroue lê, wysheid om die Here te ken, verduidelik hoe om dit toe te pas in jou lewe, uitstekend, mooi gekontekstualiseer, die preek, op die einde ook dan net so vir 'n ou laaste opdrag gegee. Dis tog toe die Here Jesus ook gepreek het vir sy disippels en vir die mense wat rondom geleef het, baie eenvoudig, op so 'n bietjie kernagtig ook hier in 'n sekere sin. Maar toe julle by my kom sit uit die week, toe vra ek vir julle, wat onthou julle van julle pa, wat onthou julle van julle man? En die een ding wat my nogal opgeval het, eerste toe ek ingestap het daar by die hospitaal en ek vir hom Adrian sien, sy was 'n baie groot man gewees. As ek so op die foto's kyk, is hy redelik groot gewees. Maar julle het iets ekstra gesê. Julle het vir my gesê hy het 'n baie klein hart gehad. Baie klein hart. Nou, behalwe vir die feit dat ons weet, 'n hart kan nie regtig kleiner as dit veronderstel is om te wees volgens anatomie, beteken dit eenvoudig. Hy het maar sy gevoelens op sy mou gedra. Hy het altyd maar 'n sagte plek gehad vir sy kinders, vir sy kleinkinders, vir sy vriende, veral vir sy vrou. Baie spesiale plek. Ek het dit toe goed gedink vanoggend, om dalk vir u ook, dalk so aan die begin het 'n les te gee, oor sekere idiome en uitdrukkings, oor 'n mens se hart. Ek kan vanoggend vir julle elkeen sê, uit die diepte van my hart, is ek jammer om te hoor van die nuus, uit die diepte van my hart. Vanoggend vir julle sê, my hart het ook vanoggend in my skoene gesak, want as ek hoor die afgelope tyd van seer en hartseer, en ek jaag vanoggend na 'n volgende geval toe, sit ek ook hier met 'n swaar hart. Ek wil ook vanoggend sê, elke hart het maar sy smart. Die dilemma is om nie van ons harte moordkuile maak nie. Dan kan ek dalk verder gaan. Ek wil julle vertel, julle ken hierdie nogal baie goed, om 'n hart van klip te hê, is nie so goed nie. Dit beteken dat jy geen ruimte het vir enigiemand of enigiets in jou lewe nie. Om eintlik maar vir mekaar te sê vanoggend, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Dan is daar een wat my ook nie weer anders laat kyk het na uitdrukkings en idiome oor hart. Dis die laaste een wat ek vir julle kan sê. Ek weet daar's nog baie ander ook, maar hierdie een is my mooi. Dit is vir my 'n riem onder die hart. Ek het gaan oplees oor hoekom hierdie idioom so besonder is. Dis 'n riem onder my hart. Dit kom vanuit die soldaat lewe uit. En as iemand nie baie moed gehad het nie, is hierdie idioom spesifiek gebruik. Jy moet 'n riem onder jou hart hê. Ons verstaan dit anders. 'n Riem onder jou hart beteken, ons is 'n bietjie mismoedig, ons nou 'n bietjie opgebou word. Die soldaat lewe. Wanneer 'n soldaat nie na die oorlog toe wou gaan nie, is die riem van die skuit oor sy skouer geplaas. Van die een skouer tot by die sy. Dan moes hy in die skuit geklim het. En daardie riem is vasgemaak hier waar die spane was. Nogal in 'n hartvorm. Ek het wel in 'n skuit probeer roei met daai roeispane. Dit is nie baie maklik nie. Ek roei eerder so. Maar dan het sy vriend vir hom gesê, hierdie riem van jou skouer pas verby jou hart, vasgemaak aan die spaan. Ek en jy moet nou roei. Twee vriende dan, wat vir mekaar sou moet praat en gesê het, kom ons roei. Ek het dit eers dalk daar gelaat. Maar vanoggend waag as ek vir jou vra, het een van julle 'n beursie saamgebring vanoggend? Ek seker jy het ernstig 'n beursie. Het iemand 'n kredietkaart vir my? Het julle 'n kredietkaart hier? Moet nou versigtig wees. Hulle vang. Lizaan haal sommer dadelik op beursie uit. Sê maar nee, Lizaan hou net vas. Goed, hou met vas. Lizaan, en dan as jy hom nou vir my gegee het, want lyk my jy is bereid om dit te doen, onthou net om vir my ook die pinkode te gee. So ek dink Lizaan is baie gemaklik om vir my 'n kredietkaart te gegee het, want sy het ons dan nie goed te doen nie. En die oomblik toe ek vir vra, gee van jou pinkode,
Dis dit nee. Kom ons bære maar weer. Hoekom? Ek dink is redelijk eenvoudig. As jy laf, dis myne. Wat gaan jy daarmee doen? En maak nie saak hoe goed die sekuriteit van die bankwese is nie. As ek jou pinkode het van jou kredietkaart, kan ek omtrent enigiets doen. En jy gaan moet vinnig wikkel om hom gestop te kry. Dis reg as ek dit sê. My dilemma is net, daar's 'n klomp ander goeders ook in jou lewe wat jy nogal baie goed bewaar. Ek weet dit, ek is ook so. Voor ek in die aand gaan slaap, maak ek seker 5 keer seker die hekke is gesluit. Maak seker 'n hele paar keer seker in die winter die gas is toe. Maak ek seker daai plekkie in my huis waar die kluis is, wat nogal vasgerolbold is, se pinkode gee ek nie vir enigiemand. Nogal een met 'n sleutel ook. Maar daarin bære ek alles wat vir my kosbaar is. My paspoort, geboortesertifikate, klein mannetjie se boekie, wat my vrou ook al daarin sit, dalk die troufoto's se memory stick, wat ook al. Dis my kosbaar. Ek kan seker vanoggend vir jou vra, jy moet vir my sê wat bewaar jy in jou huis, en jy gaan seker nie vir my alles sê nie, want dan weet ek mos nou. Maar so is ek en jy besig in die lewe om goed wat vir ons kosbaar is, te bære. Maar die een ding wat die kosbaarste is, loop ek en jy in deel sommer net uit. Gee sommer net vir enige iemand. En wat is dit? Jou hart. Salomo sê dit baie eenvoudig vanoggend. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Die dominee sal vanoggend dalk moet erken. Dit is nogal maklik dat 'n mens se hart in 'n sekere sin so 'n bietjie verswelg word. Vanoggend alweer vroeg uit by die huis met 'n lied in my hart, Jacaranda speel in die agtergrond, redelik kalm op pad kerk toe, en net voor ek Brakfontein afrit vat, toe jaag daar 'n taxi voor my in. Net daar en dan geïrriteerd, kwaad, die land is my gemors. My hele dag net daar verkeerd begin. Vat my 2 koffies later om rustig te word. Ek het self die besluit geneem om toe te laat dat ek iemand in my hart toelaat. Toe te laat dat iemand anders my dag kom versier het. Te midde van al die raad wat Salomo kom gee, glo ek hierdie is die belangrikste. En ek en jy sê het gereeld vir mekaar. Jy dink of met jou kop of jy dink met jou hart. En ons het ongelukkig maar in 'n sekere sin kopmense geword. Ons wil alles uitredeneer, klinies, krities. Dis makliker om swart en wit te redeneer as om grys areas te hê. Maar wanneer dit kom by familiedinge, wanneer dit kom by kinders en kleinkinders, by 'n vrou, by 'n man, dan dink jy mens nie met jou kop nie. Jy dink met jou hart. Daarom kom sê Salomo vanoggend vir jou en vir my, wees versigtig. Ek is seker om Adrian het in sy daaglikse gang van die lewe baie met sy kop gedink, maar jy het vir my gesê, as jy oor sy pad gestuur is of gekom het hy plek gemaak in sy hart oopgemaak. En nie omdat hy geforseerd was om dit te doen nie, maar ek vasglo, hy het geweet hoe dit is om rustigheid in jou hart te hê. Soos die Here Jesus ook sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Hy hoef nooit daaroor bekommerd te gewees nie. Hy hoef nooit te gewonder het, of is dit die kant toe of daardie kant toe. Want hy het geweet, die woord van God begelei hom en lei hom elke dag. Waarom wil ek vanoggend vir jou kom sê? Ons kan seker 'n klomp dinge opnoem, van wat in ons harte aan die gang is tans. Ek het selfs in my gebed ook gesê, ons hart is stikkend, ons hart is leeg. Daar is 'n leemte in ons hart. Maar belangrik dalk, ons vanoggend moet hoor, is dat die Here ons harte sal bepaal. Ek wil ook vir julle sê,
Gebruik dan Spreuke 4 vers 23 en herinner jouself aan wat om Adrian, pa Adrian, man Adrian beteken het, broer Adrian beteken het. Aan die ander kant, mag hy vir jou en vir my 'n voorbeeld wees. Want dis tog waaroor dit gaan. Voorbeeld oorgedra van hom na julle 2 seuns toe. Julle 2 seuns wil dit weer oordra na julle kinders toe. In julle werkslewe. Julle doen en late. Julle wat vriende is. Julle wat familie is. Mag julle ook dan daardie riem aantrek en saamroei in die skuit, gereed vir dit wat voorlê. Liefdes, en soos ek gesê het, net soos die Spreuke skrywer 'n goeie preek gelewer het, is 'n preek nie iets sonder 'n opdrag. Kom van my af. Kom sê ek vanoggend vir jou. Bewaar jou hart. Bewaak dit meer as al die dinge wat jy in die kluis plaas. Bewaak dit. En onthou dan, meer van God en minder van die wêreld. Want hoe meer God in jou en my werk, en in ons harte werk en ons harte vul, minder plek is daar vir slegte narigheid. Werk maar so. As ons fokus op die regte dinge, is dit so dat ons dag ook goed sal wees. Ons is nie gevrywaar van seer. En Julie, ons is nie gevrywaar van verlange. Ons weet die Here is daar. Ons weet hy is met ons. En mag julle elkeen dit ook vandag onthou. Amen. Liefdes, ek gaan nou geleentheid gee dat ons net so sit, en dan is dit nou 'n paar herinneringe wat hier agter op die skerms ons gaan herleef en beleef. So kom ons sit net so, en dan luister ons saam daarna, en dan sal ek weer aankondig wat volg.
so en dan bid ons. Here ons dankie dat ons vanoggend dit weer eintlik simbolies kon hoor hoe 'n pa met 'n seun praat, hoe 'n pa met sy kinders praat en vir hulle raad gee, hulle motiveer vir die pad wat voor lê. Dankie Here vir 'n man wat kon stap met deursettingsvermoë en met moed. Nie omdat hy self die krag gehad het nie, maar omdat U vir hom die krag elke dag gegee het. Here, wanneer ons die herinneringe so saam beleef en herleef, skiet ons gemoed eintlik vol. Ja, want hy is iemand wat ons harte kom vul het. En ons ook kom leer het hoe om mekaar lief te hê, mekaar om te gee, en ook mekaar te dra in tye van nood. Here, as daar iets is wat ons nog wou sê, iets is wat ons nagelaat het om te sê, weet dat ons reeds vergewe is. Here, weet ons dat U ons reeds in genade aangesien het. Weet ons ook, Here, dat die tyd wat ons hier ontvang het op aarde, ons elke dag ten volle moet benut. Stuur ons daarom, Here, van hier af uit in die wêreld in, nie vanoggend lam gelê te word deur 'n verlies wat groot is nie, maar ook daardeur te onthou dat daar reeds 'n voorbeeld vir elkeen van ons gestel is. Wees ook, Here, met elkeen wat vanoggend hier is. Wees ook met elkeen wat vir ons lief, dierbaar en kosbaar is. En behou ons veilig in die holte van U hande. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen. Lizaan, jy het die voorreg om die huldeblyk en die bedankings te kom hanteer. Ja. Hallo? Hallo, maar. So, hierdie week het ek die maklike voorreg gehad om 'n huldeblyk-brief vir my skoonpa te skryf. En ja, dit was maklik, want daar's net so baie goed wat ons kan sê en graag vir hom wil sê. Vir ons besonderse man, ons pa, ons oupa, ons boetie en ons goeie vriend. En ons liefste pa Adrian. Van die dag dat ek pa vir die eerste keer op Bronkies ontmoet het ek nog nie vir een dag onwelkom of ongeliefd gevoel nie. En ek weet, dit is hoe ons almal hom onthou. Moeilik? Ja. Regheid? Ja. Maar soveel meer vir sy omgee hart. Jou hande het vir niks verkeerd gestaan nie. Van geselsies met jou kleinkinders tot raad oor medies en pensioen. Altyd op datum met die nuutste sport en nuus. 'n Oog vir 'n plant op die regte plek. En dan kan ons so lekker smil aan jou lekkerste potjie kos. Die Here het ons definitief voorgetrek toe hy pa vir ons geleen het. Dankie vir alles wat pa vir ons almal deur die jare gedoen het. Niks was ooit te groot of te veel nie. Dit was so heerlik om pa die laaste 5 maande hier om die draai naby ons te hê. Vir 42 jaar was pa en ma 'n hegte span. Ek weet pa het alles waardeer wat ma in liefde vir pa gedoen het. En pa het weer leiding gegee en gesorg dat sy altyd alles het wat nodig is.
Jou liefde vir ons almal was sonder einde en sonder voorwaardes. Jy was altyd reg om te ondersteun. Jy was 'n dienaar, 'n versorger, 'n raadgewer, 'n wyse man, 'n kind van God met 'n hart van goud. Ons sal altyd wens vir meer tyd saam met jou. Nog een geselsie, nog een drukkie, nog een wyse woord, nog een glimlag, nog een vakansie, nog een Kersfees, nog een vuurtjie, nog een pot bootjie kos. Maar die beste herinnering is waarmee Pa ons bederf het, en daarvoor sal ons nooit genoeg kan dankie sê nie. Vandag is ons harte gebreek, en ons mis jou verskriklik baie. Niemand sal ooit jou plek kan vul nie. Ons is vir altyd baie lief vir jou. Dankie, Pa. Stop hier sê hy van bedanking. Dit is so makliker gewees dit voor dis aan gedoen het. Ek wil graag net die geleentheid gebruik maak om dankie te sê vir die diens. Eerstens wil ek ons God die Skepper bedank vir die wonderlike man wat hy verstaan vir ons gespaar het. Maar waarom ons 'n groot dankie gee. Maar het gepraat ondersteun ons het hy nie aangepak het. Maar was hy steunpilaar en aan die einde ook sal trek waar hy geloop het. Dan Petrus en die meditasie van Ramtini, het sorg dat jy besef dat er al ander van die gekry het. Dit is 'n groot wonder wat die maar is. Aan Misteen Barnesi, hospitaal, dokters en susters, 'n groot dankie dat jy op ons altyd daarvoor gemaak het en aangekyk het. Ter Suster Peter van Misteen waar die man omgee die moeite bepaal. Antonie Leon in die Hervormde Kerk, baie dankie vir die universiteit wat hulle sonder skroom wat beskikbaar gemaak het. Antonie Leon aan jou, ons asseblief 'n spesiale woord van dankie, dat jy ons stoor op die kerk op die hospitaal gevang het, en die moeite is vandag gesproken te doen. Aan sonder smit begrafenis en ondernemers, en spesifiek vir Stacey, baie dankie vir jou omgee en altijd. Aan al die ander geversies en reëns, dis aan die bonne en die mooi ouderwijk. Dankie ook vir die tyd en die toegemaak het. En aan Robin, Ryan en Sue, die ontwerp van die blaadjies en die foto's, eindelijk dit is reggebracht. Dankie so vir al. Dankie vir al die liefde ondersteuning en raad. Ons kan nie vir 'n beter man, ek ook beter vir haar. Is elke dag ten nodig in ons lewens. Met goeie raad, aanmoediging en 'n regte ondersteuning en alles wat ons doen. As ek ons met iemand ek wil, gaan ons 'n rukkie wees, so vir ure kan praat, oor die waardering en liefde wat ons so het. Maar soos Dirk dit brief sê, daar is tyd vir ons. Vandag is die tyd van nou afsluit. Maar, jy sal altyd ons hart en gedagtes bly. Dit tong is op weer. Dankie Lizaan, dankie Stoffel. Geliefdes, ons gaan nou na die laaste liedjie op die skerm kyk en luister. Ek gaan daaronder kom staan. As dit klaar is, dan gaan ek vir u kom vra om hier voor by my te kom staan. Hier by die canvas van Adrian. Dan gaan ek die begrafnisbrief voorhou in die formulier en dan gaan ons ook ons geloof bely. As ek dan daar amen sê, dan is die verrigtinge hier binne afgehandel, en dan nooi die familie uit om ook saam te kuier, dalk ietsie te drink en te eet, mag ons mekaar ook hallo te sê. Dankie, Marcus. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all
things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. And would I give for one more day with you? 'Cause there's a wound here in my heart where something's missing. And they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased. And knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. Hallelujah, 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 for the hands that hold you now. There's not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight in this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. In die begrafnisbriefie staan daar aan die einde 'n afskeid aan hierdie kant, maar 'n blye verwelkoming aan die ander kant.
man, pa, oupa, broer, ons stuurman en ons rigtingwyser. Nou is jy tuis in die huis van die Here. Geliefdes, waarom ons nou afskeid neem van nader aan jou berg, hoef ons nie te treur soos hulle wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus Christus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. En daardie vaste en sekere wete, kom ons bely ons geloof in die drie-enige God. Hy glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Liefdes, baie dankie. Dit is my 'n groot voorreg gewees. Kyk heerlik saam met mekaar. Die kerkgebou is julle sin. Die res van die dag. Baie sterk.